Pragtig, so baie dankie. Nothing else matters. Amen. When you are here. Is dit nie 'n waarheid nie? Is nie kosbaar nie? Al die lof, al die eer, al die heerlikheid en blydskap kom hom en kom hom alleen toe. Jette oom Ad. Halleluja. Halleluja, halleluja. Laat dit in sy volheid so wees. Tot sy guns, sy genade, sy ontferming en sy barmhartigheid. Pragtig, pragtig. Elkeen, wees baie welkom. Wat 'n voorreg om in sy teenwoordigheid vanmôre weer te kan wees. Nou, ek gaan vanmôre u bedien oor iets baie sensitief, naamlik gemoedsverandering. Die moontlikheid is daar dat nie almal dalk sal instem nie, maar dit is absolute sy verlange en sy begeerte dat ek en jy moet instem tot die volheid van sy wil en van sy plan. Ek moet vir u sê dat sy begeerte oor my en jou is baie groter as wat ek en jy besef. En dan is dit ook baie groter selfs as wat ons geloof in hom is. Sy begeerte is groter as dit. Nou ek het besluit om net 3 versies te lees. Ons sal vanaand by die bergpredikasie gaan ons 'n bietjie meer breedvoerig en dieper oor hierdie saak gesels en dan ook uit ander skrifte uit. Ek gaan vanmôre net oor hierdie 3 skrifte met u praat, maar kosbaar en dis uniek. Ons lees dan vanaf Romeine 12 vanaf die eerste vers. Lees ons mooi saam. I beseech you therefore, brethren. Hoor wat hy sê, through the compassions of Jaffa. En nou wil ek jy my mooi luister. Dis nie sommer net met respek nou gesê 'n apostel wat sommer net praat nie. Maar is 'n openbaarmaking of 'n bekendmaking van Jaffa self. It's our Father in heaven's own desire. It's his own compassion. Sy medelee, sy barmhartigheid. Hoor nou mooi wat hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Jesus sê, unto Jaffa, acceptable your rational, divine service. Met ander woorde, dis jou rasionele, goddelike diens. Ja. Sien net sommer iets nie, dit het 'n impak in die geestesrealm. En hierdie impak is gekoppel aan sy verlange, aan sy begeerte vir my en vir jou. Hoor wat sê die tweede vers. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hierdie gelykvormig beteken nie lyk soos hulle nie. Dit beteken meer dink nie soos hulle dink nie. Of glo nie soos hulle glo nie. Waarom nie? Want julle het my as julle Vader. Glo soos ek wil hê en nie soos die wêreld wil hê. Julle moet glo nie. Hoor maar wat sê hy, in die Engels druk het die vir my vreeslik mooi uit. But
Transforming yourself. Transforming yourself. Met ander woorde, met respect nou gesê en verstaan net mooi die balans hiervan. Ek gaan dit nie vir jou doen nie, doen jy dit. Kry 'n besluit. Kry 'n oortuiging. Kry 'n gehoorsaamheid. Vasgevat in geloof in my. En laat die werke van jou geloof manifesteer. Hy sê, be transforming yourself. En dan sê hy, hoe? By the renewing. Die verandering van jou gemoed. Met ander woorde, as ek dit so kan stel, en ek bedoel dit mooi, kom uit jou gemakstoel uit. En nog meer direk, kom uit jou eie tradisies uit. Kom uit jou sienings uit. Kom uit jou oortuigings uit. En kom doen wat ek jou God vir jou vra om te doen. Met ander woorde, as jy kan doen wat ek jou vra, if you can do what I'll ask you, you will surely be renewed. Jy sal transformed wees. Vernuwing van julle gemoed, hoor nou hier, sodat julle kan beproef wat die goeie, hy sê dit hier ook mooi, what is the thing willed by Jahwe, the good, acceptable and perfect. Hy wil ons baie meer gun. Hy wil ons baie meer gee en ek sê dit met volle oortuiging. Hy maak vanmôre 'n deel van sy vaderhart vir my en jou oop, wat ek en jy dalk nog nooit gesien of verstaan het nie. Sodat ons kan beproef wat die goeie, die welgevallige, volmaakte wil van God is. Laaste vers 3. Want deur die genade wat aan my gegee is, dis Paulus, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Ekskuus, maar dat hy daarom dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toe bedeel het. Nou voor ek woord bring, hoor mooi. Die Bybel sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God toe gaan moet glo. Met ander woorde, ek en jy moet geloof hê. Hoor mooi, ek en jy moet geloof hê om hom te kan glo vir A, B en C. En wanneer ek en jy geloof in hom het, word ons deur hom geregverdig. Maar nou kom hierdie skrif en hy praat baie mooi en dan sê hy, maar God het ook aan elkeen 'n mate van geloof gegee. Dit beteken, daar is 'n werk van God self binne in my en jou. En God staan op daardie geloof. Hoor nou mooi. As jy ten minste net daaraan gaan doen, sal jy die goeie, sal jy die welgevallige en sal jy die perfekte wil van God in jou lewe ervaar. Dan het jy nog nie eens met jou geloof gekom nie. Met ander woorde, my geloof is addisioneel tot gunste, tot seëninge. Maar dit wat hy binne in my geplaas het, is goddelik in staat om te bereik
welgevallige volmaakte wil. Met ander woorde, as ek net doen wat hy in my geplant het, gaan ek smaak, gaan ek sien dat hy goed is. Dat hy 'n werklikheid is. En nou, daardie smaak en daardie sien gaan my en jou dan aktiveer om vir groter dinge te kan glo. Vir groter dinge te kan vertrou. Ek herhaal, hy wil my en jou baie meer gee as wat ek en jy ooit besef. Hy wil vir my en jou gee. Daarom gaan ek nou vanmôre oor 'n aspek, 'n balans, wat ek dit so stel, 'n balans aspek van geloof in hom. 'n Balans aspek van 'n vertroue in hom. 'n Balans aspek van 'n verhouding met hom praat. En ek gaan nie lank wees nie, ek gaan kort wees, want hier is soveel impak, ek is bang, ek wil nie te veel sê nie, sodat dit wat gesê word, maksimaal ingeneem kan word. Want jy sien, die probleem is, wanneer daar in my en jou gees, in ons geloof, nie 'n balans is nie, dan is daar 'n wanbalans. En wanneer daar 'n wanbalans is, dan is daar geestelike frustrasies. Dan is daar geestelike vrae wat gevra word. Dan is daar negatiewe aanslae van ongeloof selfs. Klein geloof, vra, waar is God? Hoekom hoor hy nie? Hoekom antwoord ek het dan A, B en C gedoen? Ek herhaal, wanneer daar wanbalans in die geloof is daar negativiteit. Maar wanneer daar balans in geloof is, balans in verhouding tot hom is, dan gaan alles goed. Dan gaan alles lekker, mag ek nou sê, soos die skrif sê, dan smaak jy en dan sien jy dat hy goed is en dat hy 'n werklikheid is. Wanneer hy sy hart, die Vaderhart oopmaak, dan bring dit 'n skeiding tussen siel, gees, gewrigte en murg. En hy absoluut beoordeel die oorlegginge van my en jou gedagtes. Met ander woorde, 'n bepaling. Wat glo jy? 'n Bepaling tot watter mate is jy aan my getrou, tot watter mate is jy aan my gehoorsaam. Ek herhaal, wanneer daar geloofsbalans in verhouding met hom is dit smooth sailing. Ek kom, hy praat, Jafashua adresseer, omdat Nicodemus in 'n skierigheid oor hierdie goed. En hy wil nie almal moet weet, hy weet nie. En nou kom hy in 'n skierigheid. In 'n sekere vorm is dit van gebed. Ons bid daar by die huise, nie vir almal nie. Sê dit so 'n bietjie geestelike humor. Wat ons is nuuskierig. En nou kom hy, Nicodemus, en nou vra hy hom. En nou sê hy vir hom, Nicodemus, ek knip als kort, eerlik, almal ken dit, die wat het nie ken, Johannes 3, die hele Johannes 3, van spesifiek vers 3 tot, van vers 3 tot 5, sê dit baie mooi. En hy sê vir Nicodemus, Nicodemus, as jy nie weergebore word nie, met ander woorde, as daar nie 'n vernuwing van jou gemoed plaasvind nie, dan gaan hy verder en sê, wedergebore word uit water en uit gees nie. Hoor nou mooi wat sê. Hy sê, dan kan jy nie sien nie, en jy kan ook nie daarin gaan nie. Met ander woorde, koninkryk, heerlikheid, guns, krag, Vaderhart, Vaderbegeerte, sal jy nie kan sien nie, en jy sal ook nie daar kan ingaan nie. Nou, persoonlik is dit my oortuiging dat u en ek as sy kinders is in die geestesrealm baie
of is baie gemakliker vir ons om wel geestelik te kan sien. En daarom, omdat ons sien, glo ons makliker. En vertrou ons makliker, want ek sien sy woord, ek sien sy wysheid, ek sien sy raad en sy leiding. Maar glo ek ook, as gevolg van dat ons net sien, is ons baie in onkunde, gebrekkig, om in te gaan in die volheid, sodat die volheid in besit geneem kan word. Sodat ons in die volheid 'n ervaring en 'n belewenis kan hê. Daarom beroof ons onsself, glo ek, in 'n baie groot mate. Want ons is so geneig om te sien en dan glo ons wat ons sien, en ons het 'n blydskap en ons te vreugde, en ons hou ons gees en ons geloof, ons verhouding daaraan vas, en ons kom in 'n geestelike wanbalans, wat ons enter nie. En as gevolg van daai wanbalans, is daar frustrasies. Word baie vrae gevra, en as gevolg van die frustrasies en baie vrae, is dit baie keer moontlik dat totale geloof verloor word. Dissipline verloor word. Begeerte verloor word. 'n Ywer verloor word. En 'n traagheid en 'n passievolheid raak verlore. En dit raak passief in die geloof, in die vertroue met hom. Maar hier kom die apostel vanmôre, en hy praat ook vanmôre baie diep, en nou sê hy sê, ek vermaan julle dan, I beseech thee, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God. Met ander woorde, hierdie compassion, hierdie medelee, hierdie, ek gaan sê begeerte, verlange, barmhartigheid. Hoor mooi, as julle dit nie doen nie, want hy sê, vermaan ons, as julle nie hieraan gehoor gee nie, gaan julle nooit dit hê nie. Gaan julle geestelik altyd hiervan beroof, gaan daar altyd 'n geestelike tekort wees, 'n geestelike frustrasie wees. En dit is glad nie die vaderhart nie, nog minder die apostel se hart. En daarom kom hy nou by die opdrag van gehoorsaamheid, sodat hier 'n verandering kan plaasvind, sodat daar 'n transformation kan kom, sodat daar 'n balans kan kom. Nou sê hy, wat is hier? Hy sê, dat julle liggame stel of gee as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En nou waarsku ek, maak maar 'n bietjie geestelike safety belts nou vas, want nou gaan ons baie sensitief raak. En weet mooi, en ek verstaan, is maklik vir my om nou vanweë guns van hom in my lewe hier te staan en te praat, maar dis nie hoekom ek dit doen nie. Hierdie wat ek vanmôre met u praat, het ek suiwer deur geesinspraak gekry. Ek het nie eers 'n skrifgie gelees wat pragtig en mooi is en hy het my geprik nie. Ek het suiwer, ek het hom gehoor diep in my gees, reguit met my praat. So gaan reguit met u praat. Nou sê hy, sodat ek en jy ons liggame, nou kan die vraag vanmôre kom, waarom die liggaam? Want hy sê, hy's gees. En hy sê, die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En dis reeds my en jou wanbalans. Ons fokus so op die geestelike, dat ons heeltemal die liggaam, waar die balans van die
God se plan verstaan nie. En vanweë dit, is daar 'n legio van frustrasie. Ek herhaal, maak vas jou safety belt. Want jy sien, waarom die liggaam? Want die liggaam is dan tydelik. Die liggaam het dan sekere beperkings. En dan nog ernstiger, hy stof. En hy gaan tot stof terugkeer. Maar hier het God gebesluit. Ek kom terug waar ek net gesê, hy gee 'n geloofsgawe of mate. En in hierdie mate sê hy, laat jou liggaam 'n lewende, nie 'n treurige nie. En nou gaan ek dit met respek sê, en wanneer ek dit sê, is dit 'n direkte aanval en 'n hamerhou vir Satan teen sy kop. 'n lewende, nie 'n siek. Jou siek gees, ek kom teen jou. In die naam, bo alle ander name. Jou siek gees, daar is 'n God in die hemel, wat gebesluit het, en luister mooi, het vanmorgen 'n mate van geloof in elke hart geplaas, en hy het vanweer daardie geloof gebesluit, laat jou liggaam 'n lewende en 'n heilige en aan my, wie glo vanmorgen, 'n welgevallige offer wees. Ek herhaal, hy het besluit, nie ek en jy nie. As ek en jy besluit, loop ons 'n risiko. Maar hy het gebesluit, laat julle liggame dit wees. Met ander woorde, ek gooi nou vinnig hier in, en ek het die skrif van Hebreërs 4, ek dink 12, gekwoteer. Sy woord is lewend kragtig, en sy woord bring skeiding tussen siel, gees en dan sê gewrigte en murg. En dan gaan hy verder, hy sê hy is die beoordelaar van die gedagtes van die hart. Waarom? Hy wil agterkom tot watter mate is die geloof wat hy in die liggaam geplaas het, die gawe, ek herhaal, jou Satan, ek wil jou sê, nie siekte nie pyn nie, maar die gawe van God is in die liggaam geplaas, en vanmorgen kom ek in elke familie bloedvloek, en ek bestraf, en ek verbreek elke familie bloedvloek, en ek spreek vanmorgen die gawe van die lewende God, wat heilig, wat rein, wat waarlikend is, levendig, oor elke liggaam. Hy sê, oorlegging van die gedagtes van die hart, sodat jy kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil. Kabasaramando. Hier is 'n salwende gesag, 'n gesalwende autoriteit nou in hierdie plek vanmorgen, en laat elke siekte, ek gaan julle my verskoon as ek so raak. Ek gaan dit nou sê, Satan, jou siekte, weet jy hoe werk 'n kompas? Laat jy rigting kry en gaan. Laat jy rigting kry en gaan. Ek verklaar oor hierdie volk vanmorgen, lewende, heilige, welgevallige, aangename gere en offers voor die lewende God, en elkeen wil het glo, wil jou nie 'n lofoffer, wil jou nie 'n prysoffer gee, en laat elke siekte vlug, laat elke pyn, elke ellende vlug. Want sy woord is lewend. Dan kom hy verder, kom nou terug. Hy sê, en mag julle
gees, siel en liggaam. Hoor nou mooi, onberispelik. Met ander woorde, daar is geen tekort nie. Onberispelik. Van my hoof tot my voetsole. Habasaramanda. Die binnekant, al hierdie organe, hoor die woord. Al my organe, al my ledemate. Ek maak die geloofsmate, ek maak die gawe van sy geloof, nie my geloof nie, sy geloof, maak ek vanmôre in myself los, en elkeen wat wil hê, dit moet in jou liggaam ook losgemaak word, ontvang nie Nico woord nie, maar ontvang die lewende, die werklike, die oorwinnende woord, hy wat is, wat was, en sal wees tot in alle ewigheid. Halleluja! Siel, gees, liggaam, onberispelik, bewaar word nou sê, tot by sy weerkoms. Met ander woorde, pastoor, gaan ons nou nie dood nie. Dis nie wat hy sê nie. As hy besluit, dis nou genoeg, dan kom haal hy my. Ek herinner julle die tema, en hier nog, het met God gewandel. O, luister mooi. Ek wil nie siek hemel toe gaan nie. Wie kom agter? Hier is 'n aanslag van die hemel teen elke leengees, teen elke sieke mag, teen elke pes. Ag, as jy dit glo, wil jy nie net opstaan en hom 'n lofoffer gee, wat die werke van die Satan breek, elke sieke mag breek, elke pyngees breek. Dis nie my geloof nie, dis 'n geloof wat hy binne in jou geplaas het. Hy het dit binne in jou geplaas. En hy sê, jy moet nederig wees, en terwyl jy weet, dis hy wat dit binne in jou geplaas het, stel jou liggaam as 'n lewende, en aan hom 'n heilige, Kabarabasarabando, 'n heilige en 'n lewende offer. Prys hom! Halleluja! Ons is so geneig, of kan ek dit eers so stel? Dan moet jy mooi luister. As die gees gewederbaar kan word, wie glo die gees kan gewederbaar word? Inteendeel is ons hier omdat ons gees gewederbaar is. As ons gees nie gewederbaar was nie, was ons nie vanmôre hier nie. Want ek 'n ander verskoning gesoek om by die huis te bly. En Satan, ek wil jy moet hoor wat ek sê oor hierdie mense. Elkeen se gees wat hier sit, is in en deur die gees en deur die water gewederbaar. Ek vat gesag oor hierdie gehoor. Ek vat gesag oor elke individu. En ek spreek goddelike wederbaring, omdat jy hom glo, omdat jy hom vertrou. Nou gaan dit verder. As die gees kan gewederbaar word, waarom nie? Die liggaam nie. Wie hoor? Luister mooi. Ons almal het gedwaal soos skape op 'n stadium. Sy eie nonsens aangejaag. Party van ons en ons is so erg, jy wil nie eens daaroor praat nie, jy skaam oor jou verlede. Terwyl ek hieroor praat, sou 'n geruime tyd wat dit my gegee is, en ek gaan dit net nou loslaat. Morney, jou verlede is soos 'n weggewas. Luister mooi, die Satan gebruik jou werk om jou te wil herinner aan jou verlede. Dit stop nou. As hy dit ooit weer durf doen, dan sê jy vir hom, Satan, ken jy jou toekoms? Verskil van my toekoms. Ek gaan hemel toe, jy gaan hel toe. Ek gaan lewe, jy gaan brand. Luister mooi,
as ek en jy in ons verlede wat so bad was, en ek het net hierdie man nou gehelp, want die Satan val hom aan oor sy verlede. Sy verlede is nie ergens myne en joune nie, hoor. Maar nie daai dingetjie dink nie. Maar as God se genade dan al die foute. Want luister maar, die Bybel sê hy wat so nog moet sterwe, geestelik doodgaan. Maar toe ek en jy hom aanroep, toe gee hy lewe. Wat sê in Johannes, die lief het gekom om te slag, te steen en te voers, maar ek het gekom, dat julle 'n lewe en 'n lewe van oorvloed. Luister nou mooi, nou sê, as hy vanweë my verkeerde dade, my gees kon niet maak, jonk maak, jonk maak, jonk maak, en gesond. Ek sê gesond. Met ander woorde, my gees is nie meer siek nie. My gees is nie meer dwalend nie. Maar my gees is lewend. My gees is aangenaam. My gees is blydskap. My gees, as hy dit kon gedoen het. Waarom? Gaan hy nie dan, as ek my liggaam vat, toe ek my gees offer toe bring, toe maak hy alles niet. Hier is die krag van God in hierdie plek. En nou as jy jou liggaam bring, wie hoor, en as jy jou liggaam bring, soos dit met jou gees gaan, so sal dit met jou siel, so sal dit met jou murg, so sal dit met jou gewrigte, so sal dit met jou liggaam gaan. As ek jou gees niet gemaak het, dan maak ek vanmorgen ook jou liggaam niet. Halleluja! Bring ek nuwe lewe in jou liggaam in. Daarom sê hy, ek vermaan julle by sy compassion, bring julle liggame as 'n lewende, as 'n heilige en 'n welgevallige offer. Dan sê hy, that is your rational divine service. Redelike godsdienst. Wow. Hoekom is dit redelik? Want ek het net gebring, hy het gedoen. Hy kry die lof. Hy kry die ere. Hy kry die heerlikheid. Ons is so geneig om, ek weet hierdie is baie sensitief, en ons sal vanaand weer dieper gaan by die bergpredikasie, maar luister mooi. Ons is so geneig om vanweë ons ouderdom te sê, ek ben nou maar verlief neem. Sê sy woord nie. As dit die waarheid was, dan moet al ons ouer mense ook geestelik begin passief raak. En nee, die gees moet gaan van heerlikheid. Luister mooi, is julle reg? Kan ek nog aangaan? As die gees dan kan nuwe openbaring en heerlikheid kry, dan is my liggaam ook geregtig. Want luister, hy wil nie vir die gees openbaring gee, en hier kom 'n dooie passiewe liggaam aan nie. Jou Satan, jou siek gees, ek herinner jou, Jafashua het 'n hou gevat, vir elke pyn, vir elke siekte, vir elke pers, en Jafashua het geoorwin, deur sy wonde, het daar vir elke
liggaam, oor elke siekte, 'n goddelike genesing gekomen. En daarom bring julle liggame as 'n lewende, as 'n heilige, aan my 'n welgevallige offer. Hy sê, hoekom sê hy dis redelik? Want dis net hier op aarde. Maar dit beteken nie hier op aarde moet jy nie 'n lekker liggaam hê nie. Dit beteken reeds. Nou sê die skrif ook, soos dit met jou gees en met jou siel goed gaan, laat dit so ook met jou liggaam goed gaan. Ek en jy, dis nodig om alles wat hy in die geestesrealm vir my oopmaak, alles wat hy in die geestesrealm vir my gee, om dit nie net daar in wanbalans te hou nie, maar het ook toe te laat in my liggaam. Onder sy beskerming. Het my ook al aangeval. Nou, ek is so bang om die goed name te gee, want ek sê 'n dokter en ek is baie dom as dit by siektes kom. Ek gaan dan verkeerde goed sê. Maar ek kom self al deur 'n aanval of 2. Spesifiek sondagmôre. Waar ek afsonder en ek kom agter uit my bediening in 'n sekere geestrealm. Dan kom die Satan na my toe. Laat hy my verstaan, vandag sterwe jy. Dat ek meer as een keer daar by die huis snak vir asem. En dan besef ek, hier's problems, sover het die Satan aangaan. Nie sover het my aangaan. Hy sou my nie 'n woord gegee het. Wie hoor? Hy sou my nie 'n woord gegee het, as ek vandag moet huis toe gaan. Hy het my 'n woord gegee, ek moet vandag nog die volk bedien. Luister, dan vat ek geloof. Dan sê ek, Satan, soos jy gekom het, jy ken daai pad wat jy mag gaan. Maar laat dit vir jou bekend wees. Ek gaan nou om my kar klim, en met die sweet wat ek afvee in die bed, wat ek voel, gaan ek nou in hierdie gangetje afstap, en as ek in die badkamer inkom, gaan die salwing kom, en jy siekte, jy moet maar jou tassie vat, en jy moet gaan. En meer, ek praat nie van een keer, ek praat van male sonder tal. As ek daar inkom, dan kom ek agter, ek het 'n nuwe liggaam, ek het 'n nuwe bloeddruk. Oh, wie hoor, en dan bedien ek hier, asof ek so gezond, nou sien mense, maar jy is vreeslik gezond, weet jy nie, ek kry ook aanvallen, maar wat doen ek? Ek vat die woord openbarings, en ek maak het hier los. Ek lewe dit hier, hierdie liggaam, 'n welgevallige, 'n welriekende, aangename offer vir hom en vir hom alleen. Smaak en sien dat hy goed is. Wanneer ons in hierdie wanbalans is, het ek net nog gesê, sit ek hier met frustrasies. Waar is God? Ons bid dan. Ons glo dan. En ons raak klein gelowig. Ek sit in pastore. Ons kok, en ek kry skam om dit sê. Wat vir my reguit sê, as ek oor hierdie goed praat, sê Nico, glo jy regtig? Hy maak gesond. Nico, hy het Lucas as 'n dokter in hom gehad, by hom gehad. Is vir hierdie goed. Sê ek nee. Ongelukkig kom ek uit 'n huis uit, waar meningitis moes gegaan het oor gebed. Lam gebore moes gegaan het. Die dood moes gegaan het. Kom ek uit my eie huis uit, waar my vrou 'n kanker so groot soos 'n duim hier gegroei het. Gaan op houensverlof en ongelukkig sien die kinders die kanker, toe sy swem in die see by maak uit, en hulle kry die kriebs daaroor. En hulle gaan te kere, sit nou nie hier vanmôre nie, gaan te kere daaroor.
En toe ons by die huis kom, die môre voor kerk, lê sy hand af, sy sê, jou Satan, ek haal jou uit. En toe sy hand, toe lê die hele ding binne in haar hand. Met heilige respect teenoor dokters, geen dokter nie, maar die krag, die lewende offer. Is hier iemand wat hom 'n lofoffer wil gee? Is hier iemand wat hom 'n prysoffer wil gee? Kabarabasaramanda, Sebarabosebere-bere-bendo. Hy alleen waardig en roemryk. En luister nou mooi, nou kom Satan verder. En nou sê Satan verder, as daar siekte is, oei sonde. En vanweer jou sonde gaan jy nie gesond word nie. En dan val die mense vir daai leengees. Ek sê leengees. Siekte, jou Satan. Luister mooi, hoe meer ek my liggaam bring as 'n offer, hoe meer gaan ek guns. Hoe meer gaan ek seëninge. Hoe meer gaan ek blydskap kry van die God wat lewe. Maar luister mooi, jy moet verstaan, dis hoekom hy in die Ou Testament met offers begin het. Bou my 'n offer, dan antwoord ek. Geen offer, geen besoek. Bring jou liggaam as 'n offer. Wie hoor? En as jou liggaam bring as 'n offer, dan daal ek neer. En dan antwoord ek met vuur uit die hemel uit. Luister mooi. Ek gee nou nie om hoe ver jou sonde was nie. En elkeen van ons ken dit. En ek maak dit los oor hulle wat nog kom. Maar as jy hom aanroep, as jy op die altaar kom van oorgawe, change alles. Ek gee nie om wat se beperkings in jou liggaam nie. Maar as jy jou liggaam bring, change alles. Ek spreek sy guns. Ek spreek sy woord. Ek sê ek vermaan julle broeders by die ontferming, die compassion, die ontferming van God. Met ander woorde, hy ontferm hom. Luister mooi, dan kom maar sulke ander godsdienstige ou preekies. Ag, is maar my lot, ek moet siek wees. Is my ou prysie wat ek moet betaal. Leen uit die put van die hel. Hierdie skrif sê nou sy ontferming is dat jou liggaam 'n lewende. Wie hoor dit? Wie sê vanmôre ek stel nou my liggaam op as 'n lewende, as Osaramatamanda, as 'n heilige en aan my God 'n welgevallige offer. Hierdie liggaam gaan hom loof. Hierdie liggaam gaan hom prys. Hierdie liggaam gaan sy heerlikheid dra. Hierdie liggaam gaan sy goedheid dra. Hierdie liggaam gaan sy getuienis wees. Hierdie liggaam gaan sy krag. Hierdie liggaam gaan sy oor. Dis reg, geniet jou in hom. Maak jou los in hom. Maak jou los in hom. Gee jou oor aan hom, sodat jy 'n werklike lewende heilige en aan hom 'n welgevallige offer sal wees. Kry ons pragtige musiek. En dan vra ek, wat siek is, moontlik, los dit dan, die wat siek is, kom staan van jy voor en dan vra ek, ook elkeen, wat sê man, ek is so offer. Nou jy moet luister, want ek sê, die is 'n groot manifestasie wat nou kom. Ek hoor sy woord en ek gee oor vanmôre vir sy woord. So ek maak gelesing in my los, vanweer die geloof wat hy in my gesit het. Nie my geloof nie. Hy gee my geloof. Hy sê, ek het jou
'n mate. Gegee, as jy net jou offer bring, antwoord ek, met vuur. Elkeen wat dit glo, kom staan by hulle wat gesiek is. So toe ek kyk net vir, ek wil eers die siekes voor hê, en dan die wat glo agter hulle. Siekes voor, elkeen wat glo, maar vanmôre, elkeen wat weet, man, ek is 'n kanaal vir hom, ek is 'n geloof, ek is 'n vertroue vir hom. Hy doen dit vanmôre, hy gee dit vir hom. Halleluja. 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 Al die grote ek is, die roemryke Heilige, die roemryke eer, die roemryke heerlikheid. Halleluja. Prys hom, prys hom, prys hom tot en al, tot en al, tot en alle ewigheid. Elkeen wat vanmôre sê, pastoor, ek wil my liggaam as 'n lewende offer hou. Ek mag nie teleurstel nie. Ek mag nie hierin faal nie. Ek mag nie hierin laks wees nie. Omdat ek net nou my persoonlike getuienis gebring, dit beteken, ek bring my liggaam as 'n offer. U het my dit gegee, ek bring dit. Hoor nou mooi, maar nou sê jy, nee maar ek is siek. Nee man, jy's nie. Jy is God se wil as 'n offer verreken en aangenaam. Daar is siektes in lewe, 'n aanslag op jou lewe, 'n vasval in jou lewe, waar jy kom met jou liggaam en die offer brand, die vuur van God brand, die sonde of die siekte of die pers of die vloek of die ellende brand hy stikkend en jy lewe, want ek gaan offer heilig, ek gaan offer heilig. Wat doen julle liggame en loof en prys hom, wat doen julle liggame en eer hom, aanbid, alle sieke breek, alle vloeke breek, alle hel breek, genees, Rafa, eeuwige God, voor natuur, Halleluja, halleluja, halleluja. Luister mooi, twee goed. My pa kom uit 'n 30 dae vas uit. En maak die huis se deur oop, wat het in die gangkamer gebid. Kom by die voordeur en hy loop in die gang aan. En hy roep my ma, hy sê Gogga, hy het my ma Gogga. Hy sê Gogga, God het my gewys, hy maak Dawid gesond. My ma gaan te kere, sê vir sy skel, hy staan dood, ons tot sy oot toegedruk, hy staan dood. Sê nee, en hy staan net by die kamerdeur. Hy staan by die kamerdeur. Hy gaan nie na hom toe, hy lê nie hande op hom nie. Hy sê Dawid. En die derde keer toe hy sê Dawid, toe klap hy my ma die doekie, die kommersie oor sy gesig vir hom, dis dood. Klap hy dit af. Twee weke terug sterf een van ons langafstand lidmate in 'n eskatoloog student, sterf sy voorman op die grond, op die site. En hy sien 'n paar goed manifesteer gebeur, hy weet hierdie man is dood. Hy ken dood, hy weet dit. Hy besluit nee. En hy spreek lewe. Hy spreek lewe. Hy spreek lewe. En die volgende oomblik toe kry hy asem. That is the kind of God that we
are serving. Ag, ek weet ons moet dagbou toe gaan, maar die salwing hou my hier vas. Ontvang sy guns. Lewende offers. Lewende offers. Lewende offers. Lewende offers. Lewende offers. Karakataborabanda. Samoti berenamande. Lewende offers. Stiel. Gees. Lichamen. Lewende offers. Lewende offers. Heilig tot sy lof. Heilig tot sy heerlikheid. Laat elke lichaam in hierdie plekke getuienis wees. Hy maak gesond. Hy maak gezond. Hy is God. Hy is werklikheid. Hy is waarheid. Tot in ewigheid. Halleluja. En hierdie blydskap gaan eet en verseël nou jou genesing. Jou liggaam as 'n lewende offer. Ek eet hierdie broodjie as 'n lewende offer vir u. Ek in u en u in my. Ek in u en u in my. En ek verseël dit met u bloed heilig. Verseël dit met u bloed heilig. Kebaramosara. Ag, ek dink almal gaan verstaan as ek dit sê. Jy weet, noem nou daai pilletjie wat jy dit whatever. Aspirin, Disprin, whatever. Jy weet so gevat en jy hom gedrink het, en wat wacht jy nou? Jy het nou die pil van die lewe. Ek verseël nou elkeen wat daar die brood gevat het. Ek verseël elkeen wat geloof gevat het. So sal dit nou wees. En ek verklaar goddelike genesing by elkeen van julle, laat dit so wees. Geef Vader 'n harde handeklap. Verseker. Jy moet verstaan, as jy hande klap vanmôre, hoor die hemel jou hande klap. Hy hoor jou oorwinning. Hy hoor jou deurbraak. Hy hoor vanmôre dat jy genees is. Die hemel hoor vanmôre as jy hande klap, hoor jou dat jy vanmôre genees is. Vra jy om die hande op te steek. En ek wil vir hierdie skrif lees wat aansluit. Dit haak aan by pastoor vanmôre se woord, by hierdie woord vanmôre, by die Gees, dit wat die Gees vanmôre gepraat het. Dit wat die Gees vanmôre gesê het. En ek lees in Romeine 6 vers 13. Hy sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 'n werktuig van ongeregtigheid nie. Maar hoor wat sê die woord. Hy sê, maar stel julle self tot beskikking. Maak jouself beskikbaar vir die Gees van Jahwe. Maak jouself beskikbaar van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Daar's lewe binne jou. Daar's lewe binne jou. Waar jy beweeg, kan jy daai lewe bring. Want jou liggaam, waar jou liggaam beweeg jou gees. Hoor wat sê? Maar stel jouself tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewend geword het. En nou sê, en julle lede as werktuig van die geregtigheid in die diens van God, van Jahwe. Ek wil u daarmee vanmôre seën. Daar's vanaand 1800 u bergpredikasie en dan sê dit daar's nog 6 etes beskikbaar direk na die diens. Gaan in die volle seën van Jahwe. Baie dankie.